Israel het die prooi geword van 'n selfsugtige, magbeluste geweldenaar soos Nebukadneser. Israel het geen reg gehad nie. Israel kon geen keuse maak nie. Israel kon oor hulle toekoms meer beslis nie. Die hele lewe het sinloos geword, want eenvoudig net een wat hom in die plek van God gestel het, 'n magbeluste tiran, het oor hulle lot vir die toekoms besluit. Israel was in Babel 'n ballingvolk. En as ons na ons eie tyd kyk, dan is dit vir ons baie duidelik watter smartlike tyd daardie volk moes belewe, want vandag voor ons oë belewe volke hierdie toestand. Het ons dit nie op ons grense nie, merk ons dit nie in Afrika nie, sien ons dit nie oor die wêreld nie. Die mensdom, die een mens, die God, die ander mens, die slaaf. Dit gebeur altyd en oral waar God vervang word deur 'n mens wat homself God maak. Maar was dit nou maar al wat vir Israel dit naggemaak het? Dit was nie al nie. Israel het skuld hieraan gehad. Dit is nie vreemd dat ons lees in Jesaja 40 dat die bemoediging vir Israel was: jou skuld is vergewe en is betaal, want jy het genoeg gelei. Wat was Israel se skuld? Israel het 'n tempel gehad, en Israel het offerandes gehad, en Israel het godsdienst gehad. Ja, in die tyd van die Here Jesus het Israel 'n godsdienst gehad, soos die Fariseërs het gehad het, wat so noukeurig was, dat hulle self die tiendes van hulle kruisement in hulle tuin gegee het. Godsdienst ja, tempel ja, offerandes ja, maar was God daarin? Israel se ellende was dat hy 'n godsdienst opgebou het wat kon klaarkom en wat kon voortgesit word sonder dat hy ooit met die lewende God daarin in waaragtige berekening gekom het. Geliefde vriende, is God nie besig om in hierdie tyd vir Israel te stroop van sy tempel, te stroop van sy offerandes, te stroop van die dinge wat God se plek in hulle lewe geneem het, al was dit dan ook selfs godsdienst? God wil graag vir hulle God weer geword het. En dit is die groot nood van ons eie dag. Ons volk dra die naam dat ons 'n Christen volk is. Ons volk dra die naam dat ons pragtige kerke bou. Ons volk dra die naam dat toe ons in nood is, ons op 'n biddag die kerke eenvoudig die mure uitgedruk het. Maar is dit nie ook van ons waar? En is die Here nie ook besig met ons om ons tot halt te roep en vir onsself rekenskap te laat gee van wat is die inhoud van hierdie godsdienst?